Goeiemôre almal. Welkom hierso. Bly maar almal te sien op hierdie lekker reënrige dag. Kom ons bid. Hemelse Vader, dankie vir 'n nuwe dag, Here. 'n Nuwe dag wat U vir ons gegee het. Daar is net U genade, Here. Here, dankie dat ons hier kan saam wees om U woord. U weet wat U vandag vir ons wil sê. En ons vertrou U vir die regte woord vandag, Here. U weet wat ons nodig het. Here, seën ons diens vanoggend. Maar ook, Here, laat U woord nie leeg na U toe terugkeer nie. Seën ons, Here, en seën almal wat hier teenwoordig is. En dankie dat U ons Here is. En dankie dat ons nog hier kan by mekaar kom, Here, waar baie ander mense dit nie mag doen nie. Dankie daarvoor, Here. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ek gaan vanoggend so uit 2 gedeeltes werk. Ja, jy sien dit in my oog. 1 Timoteus 6, so 'n paar verse. En dan gaan ons dit koppel aan Galasiërs 3. Maar kom ons begin by Galasiërs 6, hier vanaf vers 3. As iemand iets anders leer en nie instem met die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus en met die leer wat volgens die godsaligheid is nie, die is verwaand en verstaan niks nie, maar dit is 'n sieklike sug na twisvrae en woordestryd waaruit ontstaan afguns, twis, lasteringe, bose agterdog, nuttelose stryery van mense wat verdorwe is in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Onttrek jou aan sulke mense. Maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. Want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegdra nie. Maar as ons voedsel en klere het, ja, moet ons daarmee vergenoeg wees. Maar die wat ryk wil word, val in versoekinge en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Maar jy, man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid
sagmoedigheid. Stry die goeie stryd van die geloof. Gryp na die ewige lewe, waartoe jy ook geroep is. En die goeie belydenis voor baie getuies afgelê het. En wat sê Paulus nou eintlik vir ons hierso? Want hy skryf hier baie duidelik aan ons, en hy brei nogal mooi uit ook oor die gevare van geldgierigheid. Nou, ons kan gaan kyk in Romeine 1 vers 29 en 1 Korintiërs 5 vers 10 en vers 11 en Efesiërs 5 vers 3 tot 5 en Kolossense 3 vers 5 waar Paulus oor geldgierigheid skryf. Maar in hierdie brief aan Timoteus kom Paulus en hy waarsku hom teen al hierdie booshede wat saam met geldgierigheid loop. Ons kan nie toelaat in ons Christelike lewe dat geldgierigheid ons lewe begin oorheers nie. Ons weet wanneer mense begin gryp na al hierdie geld en maniere van geld maak, dan dwaal hulle stelselmatig weg van God af. En ons sien dat Paulus dan met reg ook sê, geldgierigheid is die wortel van alle ewels. Kyk, geld op sigself is nie sleg nie. Ons almal het geld nodig om te leef, maar dit moenie ons lewe oorheers op so 'n manier dat ons naderhand soos die kerk in Laodicea is, wat sê ons het alles. Ons het niks meer nodig nie. Want dan vervlou ons in ons geloof. Ons mag nie toelaat dat geld vir ons 'n god word nie. Want Jesus sê tereg vir ons in Matteus, ons kan nie God en Mammon dien nie. Waar is ons geloof dan? Wanneer geld jou lewe begin oorheers, dan begin mense baie kere met verskonings waarom hulle mag geldgierig wees. En hulle begin ook simpel verskonings uitdink. Hulle byvoorbeeld sal sê, ek mag maar meer as my inkomste spandeer, want skuld is onvermydelik. Maar ek meen, die Bybel waarsku ons teen skuld. Baie mense verkeer onder die indruk dat hulle waarde afhang van hoeveel besittings hulle versamel het en hoeveel hulle het. Of hulle sal, die ander een sê, ek sal gelukkig wees as ek meer geld kan verdien. Of solank ek aan my geld kan vashou, is my sekuriteit gewaarborg. Weet jy, Jesus sê vir daai ryk man, vanaand kan alles van jou weggevat word. En dan? As jy jou lewe verloor, wie gaan met daai rykdom van jou weggaan? Nie jy nie. Want hy sê hierso, jy kan niks saam met jou vat nie. 'n Tannie wat ek geken het jare terug het gesê, ja, 'n doodsrok het nie sakke nie. 'n Doodsrok het nie sakke nie. Doodskus sleep ook nie 'n ventertreiler agter hom aan as jy jou begrawe nie. So moenie vir julle skatte op aarde bymekaar maak waar mot en roes dit kan vernietig nie.
Dit is eintlik wat Paulus vir ons hier probeer sê, maak vir julle 'n skat in die hemel bymekaar, waar daar nie skelms en rowers en mot en roes is nie. Daai ding wat vir jou ewigheid beteken, jou geregtigheid voor God. Of ons sal vir mense hoor sê, dit is die risiko werd om ander mense te bedrieg en te besteel. Of dis in orde om te steel, net solank niemand seer kry nie. Klink dit na 'n volwasse Christen se redenasies? Of klink dit eerder na 'n wêreldse redenasie van hoekom ek mag rykdom hê? En ons het net gelees in vers 6 wat sê, maar die godsaligheid saam met vergenoegdheid is 'n groot wins. As jy klere het en as jy kos het en jy het 'n blyplek oor jou kop, moet ons dankbaar wees. Wanneer ons geloof so diep gevestig is in die Here, dan sal ons nie bekommerd raak oor wat ons gaan eet en wat ons gaan aantrek. Want die Bybel sê ook vir ons in Matteus 6, God weet wat ons nodig het. En dan sien ons in Galasiërs 3 praat Paulus met die gemeente in Galasië. En hy sê vir hulle, o onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Julle, voor wie se oë Jesus Christus afgeskilder is as onder julle gekruisig, dan alleen wil ek van julle weet, het julle die Gees ontvang uit die werke van die wet of die prediking van die geloof? Is julle so onverstandig nadat julle met die Gees begin het, eindig julle nou met die vlees? Eindig julle met die vlees, het ek gesê. Ja. Ons kan nie al twee kante wil sit nie. Ons het net nou gesê, geld is nie die probleem nie. Dis die mense beheptheid met geld wat die probleem raak. En ons weet Job het baie rykdom gehad. En die Here het dit nie teen hom gehou nie. Inteendeel, toe Job alles verloor het, en na alles het die Here vir hom meer gegee as wat hy gehad het. Maar om iets te hê, beteken jy moet dit oordeelkundig kan beheer. Dit help nie ek het miljoene en ek gee dit uit op die wêreld nie. Dit is nie waarom God dit vir ons gegee het in die eerste plek nie. Hy wil hê ons moet dit vir die regte doel aanwend. God gee vir ons ter uitbreiding van sy koninkryk. Dit gaan nie oor mooi karre en groot huise en die beste klere en al die regte kentekens en labels nie. Die mense het te vasgevang in hierdie ding van, o, ek moet die en ek moet daai en dit moet net die beste wees. Maar hulle het skaars kos in hulle kaste. Dit het ek al baie gesien. Waak teen hierdie dinge. Ons moenie toelaat dat rykdom ons koning word nie. Want dan is op 'n verkeerde pad. Wanneer jy al hierdie goed het, hoe lyk jou geloof?
Kan jy nog sê, ek het geloof, wanneer ek weet, daar's baie geld. Ek is nie bekommerd nie. Ek kan net gaan geld trek, of ek kan maar gaan koop, en weer gaan koop, en weer gaan koop. Dis nie wat die Here vir ons wil hê nie. Ja, hy wil nie ons met swaar kry nie. Dit is nie sy plan nie. Maar dis onvermydelik, dat ons sal swaar kry ook. Ons sien dat Paulus vir ons skryf, dat hy swaar tye deurgegaan het. Tye van tekort. Tye wat hy honger en dors was. So, rykdom is nie 'n teken van God se seën op jou nie. Ja, God wil vir ons gee wat jy nodig het. Dit beloof hy. Hy beloof nie, jy gaan skatryk wees hier op aarde nie, want hy het vir ons 'n groter skat in die hemel. So waar lê ons hart? Die Bybel sê ook, waar jou hart is jou skat ook. As jou hart by jou geld lê, dan weet ons waar is jou belange. Maar as jou hart by die Here is, dan is geld nie van belang nie. Dan weet jy kan oorleef, danksy God se genade. Ek sê ook nie, gee alles op, en nee, jy kan nie. Want die Here het vir jou voorsien, maar gebruik dit oordeelkundig. Moenie stupid besluite neem nie. Moenie dink, mense gaan jou kan help, wanneer alles onderste bo draai. Ons vertroue is nie op mense nie. Vertroue is op die Here. So ons les vir oggend is, moenie dat geld jou God word nie. Moenie toelaat dat dit jou lewe so beheer dat jy niks anders meer kan doen en wil doen nie. Dat jou geld jou in die nag wakker hou, want ek moet meer en meer en meer kry nie. Maar daar is ook 'n spreekwoord wat sê, as 'n spreekwoord wat ook sê, party mense is so arm, al wat hulle het is geld. Dis gewoonlik mense wat sonder die Here in hulle harte loop. En dit is my oproep vanoggend dat ons sal ophou om geld as 'n God te sien. En ons vertroue en ons geloof weer in God te stel, daar waar dit belangrik is. Hy wat kan voorsien, al het jy niks. Want hy's 'n God wat sy beloftes nakom. Hy's nie 'n mens wat sal lieg nie. Amen. Hemelse Vader, dankie dat ons kan weet, U is ons voorsiener. Dankie dat U ons waarsku teen geldgierigheid, Here. Dat ons nie luister na mense nie, maar lees wat in U skrif vir ons skryf staan. En dit ter harte neem, Here. Ons sien, Paulus skryf hier vir Timoteus, vlug weg van hierdie goed. Na sy rede hoekom hy dit sê, want dit kan jou lewe omdop en in jou lewe in gevaar bring. Dit kan jou verhouding met die Here skade aanrig. Here, help ons om net ons vertroue in U te stel en nie op ons goed nie. Want in 'n oomblik kan ons alles verloor. En op wie maak ons dan staat? Here, ons bid vir mense wat niks het nie. Voorsien vir hulle, Here. Mense wat
al deurgeloop het onder die skelm streke van die duiwelse gesande, herstel wat die duiwel van hulle gesteel het. Here, seën ons deur hierdie week wat kom. En laat ons nie vergeet wat U vir ons kom doen het nie. Seën ons finansies, Here. Seën ons elke dag. Maar seën ook ons vyande. En ons bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie.